Genesis 1 vers 26. God het gesê, laat ons mense maak na ons gelykenis, laat hulle heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit, met ander woorde alles wat daarin is, heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, oor al die diere wat op die aarde kruip. Dis nogal interessant as 'n mens lees, dan wonder jy op daai stadium wat die Here dit vir die mens gesê het, hoeveel diere het op die aarde gekruip op daai stadium? So dis so half asof die Here dit met 'n rede sê. Dit is amper soos jou skoonma wat vir jou sê, nadat jy getrou het, dan skud jou skoonma jou hand, dan kyk sy so na haar dogter, dan sê sy, ek weet iets wat jy nie weet nie. Sterkte. Dis asof die Here iets geweet het, hoekom hy kruip ingesit het. Dink bietjie daaraan. Want hoeveel diere wat jy ken, op daai stadium wat die Here dit aan die begin gesê het, gekruip. So, wat was die gedagte oor die mens van die begin af? Hulle, met ander woorde Vader, Seun, Heilige Gees, het die mens gemaak om namens hulle op te tree. Hoekom? Ons lees, hulle moes verteenwoordigers wees, hulle moes heers op die aarde. Genesis 2 vers 7 lees ons, dat God het sy asem gevat, nadat hy die mens gevorm het, en hy die lewe van die mens geaktiveer met wat? Sy asem. Dit wat ons suurstof noem. Nou wil ek jou net die feit gee. Soos die mensdom slimmer word, moet ons al hoe meer beklei vir suiwer asem. Hoekom? Want hoe slimmer die mens word, hoe minder van God se asem is daar op die aarde oor. Dink bietjie daaraan. Nog fabrieke, nog alles mensgemaak. Die mens is die draer van die Skepper se asem. Die mens is van die begin af met daardie kapasiteit geskep. Met watter kapasiteit sy geskep? Om te heers, om te verteenwoordig. As jy verteenwoordig, dan tree jy op. Jy is nie, jy tree op. Hoekom stel jy 'n bestuurder by jou winkel, by jou besigheid aan, om in jou hoedanigheid wat die eienaar is, op te tree? So as jy die bestuurder is, moet jy optree in die hoedanigheid, nie oor jou eie voorkeure en goed nie, want jy het nie daai aanstelling gemaak nie. As jy moet optree namens God, kan jy nie optree met jou eie goed in gedagte, jou eie denke, jou eie planne nie. Jy moet optree in die hoedanigheid dat die Here jou daar geplaas het. Wat ek en jy te sê het, geld eintlik glad nie op aarde nie. Wat ons dink, ons opinies geld eintlik glad nie, dis wat God sê. En baie keer voel ons dinge, maar ons moet ons gevoelens vir onsself hou, want hoekom? God het ons nie gemaak om ons gevoelens te kommunikeer namens hom nie. Dis vir wanneer jy in jou binnekamer is, dis vir wanneer jy met die Here praat, maar ek kan nie 'n bestuurder wees namens 'n eienaar en my eie planne en dinge wil kommunikeer nie. Dan gaan die oorspronklikheid van hoekom die eienaar my aangestel het daarmee heen. So, Genesis 2 vers 8, lees ons van 'n plek. Die plek se naam is Eden.
Eden, vir die van julle wat nie weet nie, het twee betekenisse. Plesier en alles wat jy nodig het. Wow. Kan jy dink, die Here maak 'n plek vir 'n man? Ons weet nou nog nie wat die Here sê, dis nie goed dat hy alleen is nie, en toe maak hy vir hom uit, maak hy vir hom 'n vrou, en van die vrouens is oortuig dat die Here die man in 'n diep slaap laat gaan, en van daai dag af nog nooit die manne wakker gemaak nie, en dis hoekom die vroue wakker moet wees in hulle lewe, maar dit is so side note, en dis debatteerbaar, maar dis nie goed dat die man alleen is nie. Ek maak vir hom 'n hulp, nie 'n huishulp nie, ekskuus, ek is alweer profeties, maar hy maak vir hom 'n hulp wat doen, by hom, in hom, pas. Die oorspronklike Hebreëus. So, hy gee vir die mens 'n plek, wat alles het. Kan jy dink, wat het jy nodig? Eden het alles gehad. Nie wat die mens wil hê nie, wat hy nodig gehad het. Baie keer bid ons verkeerd, dan bid ons oor wat ons wil hê. En dan hoor ons nie die Here antwoord nie. Die oomblik as jou gebed skuif na wat jy nodig het, ewe skielik antwoord die Here. Hoekom? Want die skrif sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die ander vertaling sê, ek het geen kort nie. Dit klink vir my soos iemand wat weet van Eden. Skepper het die mens begin met alles wat hy sou nodig hê. Maar die van julle wat nie weet nie, en ek het so effens van 'n oproer veroorsaak verlede week, as jy vers 9 lees van Genesis 2, en die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien, en goed om van te eet. Ook van die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van kennis van goed en kwaad. Wat 'n boom is in die middel van die tuin? 'n Boom van lewe. Party mense preek verkeerd. Hulle sê dat die mense het geëet van die boom wat in die middel van die tuin staan. Nou, ek gaan vandag vir jou sê, die mense is weerhou om van daai boom te eet. Maar daar was twee prominente bome. Die boom van lewe in die middel van die tuin, die boom van kennis van goed en kwaad. Toe, nadat die Here al hierdie goed gemaak het, en onthou, God maak niks, ek wil dit vanmôre vir iemand sê, hy doen niks sonder rede nie. Ek en jy doen dinge impulsief. Ons doen goed impulsief. Omdat dit nice klink, of omdat almal dit doen, nou wil jy dit hê, en dit is so. Maar as omdat ons verteenwoordig ons is nie, gelukkig. Kan jy dink, as jy vir 3 dae moet God wees, wat sou jy alles gehad het, en hoe arm sou die mense daar kon rondom jou gewees het? Ons huidige politieke stelsel in ons land is 'n bewys daarvan. As mense probeer God speel. Sommige word konings, en ander word boemelaars. Gelukkig, die Here ken die balans tussen die twee. Hy weet ook wie mag konings wees, en hy weet ook wie moet glad nie konings wees nie. Maar in elk geval, as ons vers 15 lees, dan sê hy, toe die Here die mens geneem, hom in die tuin van Eden gestel, so hy gee hom alles wat hy nodig gehad het, alles wat hy ooit sou kort kom. Onthou, God weet nog wat jy gaan nodig hê, nog voor jy daai behoefte het. En hy gee die mens 'n verantwoordelikheid.
Is jy bereid om verantwoordelikheid te neem vir wat jy sê? Hoe baie mense kom na jou toe, gereeld dan sê hulle, ja, maar die mense sê. 'n Ou wat so praat, wil nie verantwoordelikheid vat vir wat volgende by sy mond uitkom nie. Want hoekom sê ek so? Die oomblik as jy vra, wie's die mense? Ag nee, wat ek dan kom ek agter, die persoon wat dit sê, wil nie verantwoordelikheid vat vir wat by sy mond uitkom nie, nou sê hy die mense sê, of almal voel so. Hoe voel jy? Nee, maar die gesprek gaan nie oor my nie. Dan kom ons stop die gesprek. Want net ek en jy is in die gesprek. En as jy sê hoe jy voel, kan jy gelukkig sê dis hoe jy voel, want dan moet ons nog teruggaan en sê, hoe sê die Bybel? Wat sê die Bybel? Maar in elk geval, as ons moet optree, behoort ons verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan te aanvaar. As ek sê, ek is die nuwe eienaar van besigheid X. En 2 die oggend bel GoldenEye, dan draai ek die foon om en sê, nee, ag, ek wil nog lekker slaap. Ek gaan nie nou daai oproep vat. En dan môre raak ek wakker, dan kom ek by my besigheid aan, of by my huis, dan sit die vensters nie meer waar hulle gesit het nie, en jy die treklorry gemis, want jou goed is nie meer daar nie. Dan, as ek dan sou sê, ja, maar die duiwel is darm al listig. Hoe verkeerd sal ek regtig wees? Dit het begin by verantwoordelikheid. Nou, die mens het alles gekry wat hy nodig sou hê en nodig gehad het op daai stadium. Nou sê die Here, right, ek begin jou met alles wat jy nodig het. Hier is die ooreenkoms, jy vat verantwoordelikheid, jy moet in my hoedanigheid, moet jy as verteenwoordiger optree. Hoe tree jy op? Jy bewerk en jy pas op. Wat party van ons wil hy bewerk, so bewerk. En jy het so 'n paar mense wat so in jou onmiddellik kom, wat so in jou eden is, wat jy voel ek moet hulle so bewerk. Nie daai bewerk nie. Dit beteken, hou dit soos ek wil hê dit moet wees. En pas op. Waarvoor moet jy oppas? Wel, ons ken die storie van Adam en Eva verder. Waarvoor moet jy oppas? Dink bietjie mooi. Toe die mens, en ons gaan nou daarby kom, maar toe die mens vasgevat word oor omdat hulle nou klaar blyklik naak is. Wat is hulle verskoning? Die vrou sê, nee, die man sê, die vrou wat U my gegee het. Klink dit vir jou soos iemand wat verantwoordelikheid wil vat? Nee. Maar let wel, die vrou sê nie, die slang wat U gemaak het nie. Dis obvious, wanneer iets regtig van die duiwel af is. Kom ons wees eerlik. Maar kom ons wees genadig ook en sê, dis obvious vir ons, omdat ons nou die storie lees. Maar hier kom in Genesis 3 sê, die slang wat listiger is as al die ander diere in die tuin, en tot op daai punt het die mens nog nie geweet was die verskil tussen reg en verkeerd nie. Hulle kon dit nie self besluit nie. Die Here God het met sy vinger gekom en gesê, hierdie mag jy nie. So op grond van God se woord kon hy alleenlik weet, ons mag nie. Hy kon nog nie reg en verkeerd koppel nie, want hulle het nog nie geweet daar's iets soos 'n slang nie. Alhoewel Genesis 1 vers 26 die Here gesê het, ek laat jou selfs oor dit wat kruip. Hy moes eintlik gesê het, nog gaan kruip. Ons gaan nou by daai skrif kom.
Ek laat jou daaroor heers. So, hoe lyk die verantwoordelikheid van die mens? Maar kom ons gaan terug, vir die van julle wat sê, ja, maar dis Ou Testament, kom ons vat dit saam in konteks, en ons lees dit in Handelinge 17, God se plan, sy begeerte vir die mens. Handelinge 17 vers 26, sê hy daar, hy sê, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, hoekom? Om oor die hele aarde te woon. Terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplek vasgestel het. As jy daar gaan stop, en jy gaan in die oorspronklike Grieks naslaan wat die woord tuin beteken, dan word dit verwys na, die definisie van die woordjie tuin, is 'n afgebakende gebied, soos afgebaken met doringsdraad. Hedged with thorns. In ons konteks, 'n plek wat afgebaken is, wat gekies is, met doringdraad is dit afgeskort. Sodat, hoekom is ons in hierdie plek? Hoekom is ons, hoe kan ons op hierdie stadium wat ons leef, regtig sê, jou Eden is Lichtenburg, het dit alles wat jy nodig het? Hoor mooi, het dit alles wat jy nodig het, of dink ons heel eers aan alles wat jy wil hê? Okay. Hier kom die sodat in. Sodat hulle die Here kon soek. Hierdie plek, ons Eden, het ons nodig om hom gereeld te soek. In Lichtenburg, wel as jy hom nie soek nie. Ons soek aan straatname. Ek vra baie keer vir die Here, Here, voor ek deur die maan ry, sê net vir my, hier is die straatname nie, moet ek hier afdraai? Sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, het jy al die Here ontmoet hier? Wel, ek hoop so as jy vanmôre hier sit. Al is hy nie ver van elkeen van ons nie, hoekom sal hulle dit sê? Want as ons deur moeilike goed gaan, dan dink ons heel eers dat die Here is ver van ons af weg. Terwyl hy in jou moeilikste tyd die naaste aan jou is. Anders is hy nie goeie pa nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons, is ons. Sommige van die digters sê ook, ons is van sy geslag. Daar is 'n Eden vir elkeen van ons uitgesit. En nou is die groot ding, omdat ons nie van daai Eden hou nie, stel ons nie belang om uit te vind wat is alles in ons Eden nie. Ons grawe nie verder as wat ons armlengte kan vat nie. Hoekom? Want dit lyk nie vir ons soos 'n plek waaraan ons hoort nie. Gelukkig sê die skrif, jy het dit nie gekies nie, die Here het dit gekies. Binne God se tyd en grense, solank hy koning bly, het jy 'n Eden tot jou beskikking. Sodat ons 'n behoefte sal hê om hom te raadpleeg. Dis wat die woord raad, wat die woord soek eintlik beteken. Beteken nie jy moet uitvind waar is die Here nie. Jy moet, omdat jy hom verteenwoordig, gereeld kontak maak en sê, Here, hoe moet ek hierdie oordra? Here, hoe werk hierdie begroting hierdie maand? Here, hoe gaan ons hierdie kar koop? Ek en u. Want ons verteenwoordig hom. Ons is nie God nie. Maar hoeveel van ons speel God? Ons koop eers en as ons die teespoed kry, Here, hierdie ding wil nie hou nie. Die behoefte om hom te soek moet gebou wees op, omdat ons nodig het om in hom te lewe, te beweeg en te wees. Nou, as jy Genesis 3 lees, en ek hoop jy gaan dit lees, is die gevolgtrekking wat ons maak, die oomblik
as ons onseker is oor wat die Vader gesê het. Terwyl ons oor die hoedanigheid, twyfel ons oor die hoedanigheid waarin ons behoort op te tree. Die oomblik toe die slang vra, wat het die Here gesê? Jy sien ons lees, die vrou was klaar gevang deur hoe mooi die boom was. Die skrif sê dit was 'n lus vir die oog. Nou, wat het gebeur? Wat het God gesê? Wat het God gesê? Maar moet dit gaan oor wat God gesê het, as ek die kapasiteit het, om vir jou te sê, slang, uit my boom uit. Genesis 1 vers 26. Jy sien, ons praat met die elemente, wat in ons lewe glad nie toegang verdien nie. Ons het gesprekke met mense wat eers in jou tuin enige sê het nie. Hoekom? Want jy het die kapasiteit om te heers. As jy heers, gaan alles wat onder jou aangestel is, nie die voorreg hê om dit te laat twyfel nie. Ek het 'n gewoonte. As ek by iemand kom, ons besoek mense, ons kuier by mense, dan vra ek altyd eerste, waar sit die man van die huis? Hoekom? Want ek het al op die man van die huis se sitplek gesit. Dan is dit die effek van, die man van die huis gaan sluit die deur, dan kom hy die huis in, dan maak hy so, okay, haal sy foon uit en kyk, hy so, die Google Maps is ingebou, daai koördinate, hy loop vanself na sy sitplek toe. En jy weet, as jy op die man van die huis se sitplek sit, daai seat is besonder meer uitgesit as die res van die seats. As jy uit posisie uit is jou hele huishouding uit posisie uit. Wat het God gesê? Jy weet, as die mens sekerheid gehad het oor dit, maar kom ons stop dit net daar. Die mens hoef eers by die slang te gesels het nie. Net gesê het, luister, ek like die manier wat jy besig is met my te werk nie. Ek heers oor jou. Uit. Maar daar was eers in hulle geheue 'n boodskap van moenie. Jy mag nie. So dit het hulle bietjie anders te laat dink. Die mens wat eens op 'n tyd, onthou, almal van ons praat en sê, Adam en Eva was kaal. Ons lees dat hulle slegs naaktheid gesien het na die vrug. As jy so naby aan God kon lewe, as jy so naby aan God kon loop, is jy geklee met sy heerlikheid, met sy teenwoordigheid, met sy natuur. Hoekom? Jy verteenwoordig hom. Jy is gemaak na sy gelykenis. Jy gee die bome hulle name, jy gee die diere hulle name. Nou is ons terug by die storie. Hier kom hulle agter. Die oomblik toe hulle van die vrug eet. Ewe skielik, waar is die lig heen? Waar is die heerlikheid heen? Waar is die goddelike manier heen? Hoekom het dit verlaat? Hoekom het hulle God nodig as die slang hulle oortuig het? As julle van die vrug eet, gaan julle soos God wees. Dis die mense probleem vandag nog. Ons wil God speel oor dinge wat ons net namens hom kan heers. Ons het nog steeds hom nodig om hom te raadpleeg. Die mens het die verhouding met God verloor. Kom ons vra van mekaar die vraag, net eerlik te wees. Hoeveel van ons hoor daagliks
die Here gereeld met jou praat. Ek praat nie van wanneer jy bid nie. Ek praat van gereeld. Hy het toestemming om in jou gesprekke in te chip. Ek maak 'n stelling en ek is bereid dat enige iemand sê ek is verkeerd. Ons leef in 'n tyd wat ons slegs die Here hoor as ons bid. Want anders sou ons dorp beter gelyk het. Maar wanneer jy iets nodig het, dan raadpleeg jy die Here. Dan moet hy antwoord. Maar hy het nie plek om te praat wanneer jy hom nie nodig het nie. We can accept God becoming man to save man, but not man becoming God to save himself. Ons kan nog aanvaar dat God mens kan word om die mens te red, maar ons kan nie aanvaar dat ons God kan word om onsself te red nie. Dan vra ek jou weer, hoeveel van ons raadpleeg die Here nog voordat jy iets nodig het? Laat 'n ou dink hoe ver het ons al verval. Wat gebeur het is, die mens het verloor, en ek en jy wil dit van daai tyd wat die mens het verloor het weer terug hê. Ons wil weer daai heerlikheid hê. Ons wil weer daai teenwoordigheid hê. Maar hoekom sou die mens dit verloor het? Ek verwys weer na Genesis 3. Ek leer jou 'n bietjie die Bybel somme van voor af lees. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Is dit regtig so, dat ek en jy, as ons goed van kwaad kan onderskei soos God is? Ek het nou gesê, ja, die mens kon nie goed van kwaad onderskei nie, maar hy kon tog onthou, wat het God gesê? Jy mag en jy mag nie. Ons leef in 'n tyd wat mense vra, wat is die regte ding om te doen? 'n Ou wat so vra, sy lig het dof geword. Want hy moet naby genoeg aan God kan wees om te vra, wat is die regte ding? Hy het nie nodig om van 'n boom te eet om dit te weet, jy moet net God vra. Jy moet net God vra. Pastoor, maar weet jy altyd wat reg of verkeerd is? Ek sê nie, ek weet altyd nie, maar ek ken die een wat veronderstel is om te weet as ek hom reg ken. So, God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer en verstand verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar. En hy het geëet. Hulle wou soos God word. Hulle wou, ons kan net sowel dit meer direk sê, hulle wou God speel. Hulle wou God wees. En jy kan vir my maklik sê, pastoor, dis nie ek nie. Dan vra ek jou, hoeveel goed besluit jy sonder hom? Pastoor, dis nie ek nie. Hoeveel goed besluit jy sonder hom? As jy God is, het jy nie meer nodig om jou Skepper te raadpleeg nie. Hoekom moet jy die Here vra? As jy doen wat jy wil. Hoe kan jy doen wat jy wil, as jy die Here hoor praat? So, maar nou, ewe skielik, wat is die probleem? Die mens wil God wees,
Maar nou sukkel hy om 'n slang op sy plek te sit. Jy wil alles doen wat jy wil, en nou, wanneer raadpleeg jy die Here, wanneer jy die slang nie op sy plek kan sit nie? Kom aan, moenie met my super spiritualisties wees nie, het jy geen slange in jou tuin nou nie. In Doom werk jy hoor. Hulle kom terug. En as jy hom so bietjie Michael Jackson uit die tuin uit, dan kom hy met 3-4 ander terug. Ek voel vir my so. Hoekom bly hy nie uit nie? Want die verkeerde een jaag hom weg. Jy moet hom vir die Here gee. Ons praat te veel met die slange. Gee hulle vir die Here. There's no discussion anymore. Ek moet nie 'n gesprek met iemand hê oor goed buite die wil van God as ek agterkom. Hierdie persoon wil eintlik vir my oortuig ek is verkeerd oor hoe ek die wil vir die Here hoor. As ek oortuig is ek het by God gehoor, as jy oortuig is jy het by die Here gehoor, hoekom vra jy ander mense se opinies? Why is the opinion of another person so important that you're forgetting what God said? So, ons is nou by Genesis 3 en jy kan die ander lees, maar om ons tyd net so bietjie te knyp. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. Regtig? Hulle het in hulle gees daai stadium dood gegaan. Maar in sy frame of mind het daar klare skuif gekom wat ek dink nie so gesond is. Hoe kan sy die moeder wees van alles wat lewe? Die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. It's amazing, nee? Hoe het hy die vel in die hande gekry? Hy moes diere slag. Is dit nie fenomenaal dat die verlossing vir die eerste sonde deur diere is wat geslag moes word nie? En raai, hoe's ek en jy verlos? Deur 'n dier wat geslag moes word. So, toe sê die Here God, nou het die mens geword, soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitgesteek het en ook van die boom van lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. So ewe skielik, hulle mag van die boom van lewe geëet het, solank hulle die boom van kennis en goed en kwaad vermy het. Lees daai skrifgedeelte. Al die bome mag jy eet, maar nie die boom kennis van goed en kwaad. Hulle eet toe die boom van kennis van goed en kwaad, ewe skielik, nou verdien hulle nie meer ede nie. Wat wil ek vir jou sê? Partykeer is ons te slim en te min geestelik. Ons het soveel Bybelkennis, maar ons het niks van God se teenwoordigheid in ons nie. Ek is op 'n plek wat ek vir mense gaan vra. As hulle my iets wil leer, gaan ek vra, stop net daar. Hoeveel mense het jy hierdie week na die Here toe gelei? Hoeveel siekes het jy hierdie week voor gebid? Ja, maar pastoor, ek sukkel daarmee. It's because you're not trying. Want geloof sonder werke is dood. Geloof begin by 'n poging. Gesag begin by 'n poging. Hulle kies om van daai boom te eet. Jy kan daai skrif lees. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. Weg. Hoekom? Net vir die eenvoudige rede dat die mens
op sy eie wou God speel. Hy mis alles wat hy nodig het en hy word vasgevang in alles wat hy wil hê. 'n Lus vir die oog. As hulle kon regkry om daai boom te weier, sou ons almal nou nog vergenoeg in ons Eden gewees het. Wie sou vergenoeg gewees het? Ja, maar pastoor, kyk hoe lyk ons paaie. Dink jy daar's teerpaaie in die hemel? So kom hou ons daaroor. So te loops, die paaie is daarvan goud. So moenie jou ontstel oor 'n pothol nie. Ontstel jou eerder as jy die goud gaan mis. Ons raak opset oor goed wat vir God niks tel nie. Waar is ons vergenoegdheid heen? Luister waaroor kla mense. Dan kom jy agter, hierdie ou het ergens vir 'n slang geluister. Hierdie ou het ergens vir 'n slang geluister. Hierdie ou het ergens gemis wat die Here gesê het in die eerste plek vir hom. Waar is ons vergenoegdheid hier? Ja, maar pastoor, kyk hoe lyk ons dorp. Dink jy God weet nie hoe lyk ons dorp nie? Hoekom sal die Here so onregverdig wees en sê, ek hou jou hier, jy gaan hier bly. Wanneer jou parooldatum aanbreek, dan kan jy Mosselbaai toe gaan. Nee. Ons mag nie sê, kyk hoe lyk hierdie plek nie. God weet hoe lyk hierdie plek. Ja, maar wat van die mense? God het hulle gemaak, hy is bewus. Maar wat van jou vergenoegdheid in jou Eden? Jy het ergens vir 'n slang geluister. Ongehoorsaamheid het gemaak dat hulle nie meer reg en gesag in Eden kon hê om namens die Vader op te tree nie. En dit wil ek vandag sê met alle vrymoedigheid. As jy nie doen wat die Here jou gesê het nie, en jy sit met vrug, met die vrug van ongehoorsaamheid, weet jy hoe's God se genade, hy vat jou eerder weg daar. Hy vat jou eerder weg. Hy vat jou eerder weg. So het die mens, vers 24 van Genesis 3, so het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker om toegang tot die boom van lewe te bewaak. Ewe skielik keer die Here nou die mens. Aan die begin kon die mens kies, maar omdat die mens verkeerd gekies het, nou keer die Here die mens. Hoekom? Want as hy op daai stadium van die boom van lewe sou eet, sou hy permanent in sonde moes voortleef. Kan jy verstaan hoe die hart van die Vader werk? Ek en jy wil sy arm draai. Ons soek dat hy ons sin moet gee, maar hy keer ons. Hy keer ons. Hy keer ons. Hoekom? Hy wens nie vir jou sonde nie. Hy wens nie dat jy 'n tekort sal hê nie. Hy stel sommer nou 'n engel aan. Kan nie bekostig dat die mens in hierdie toestand voortleef nie. Hoekom? Hy was besig klaar met 'n plan in plek. Hulle oortuiging om te heers was daarmee heen. Hulle het weggekruip van sy teenwoordigheid af. Weet jy hoeveel mense nou nog, as die gees van die Here opdaag, ewe skielik moet mense toilet toe gaan, ewe skielik het hulle 'n boodskap, ewe skielik het hulle 'n WhatsApp. Hoeveel mense in hierdie tye wat ons leef, sukkel om die teenwoordigheid van die Here in hulle lewe te verwelkom. Why? Because they love being God on their own. Vat nou 'n bietjie lank. Maar die skrif sê, daar's iemand anders wat tyd in sy hand het. Sorry, vat nou 'n bietjie lank hoor.
Nee, is nou 'n bietjie klaar van daai onderwerp hoor. Omdat jou oortuiging om te heers daarmee heen is. Nou wil jy 'n mens heers. Terwyl daai mens nie eers deel van jou eden dalk is nie. Hoe het hulle daar gekom? Hoe het ons hier gekom? Baie eenvoudig. Hulle manier en keuses was hulle oortuig is beter as God se. Hulle het gekies om weg te kruip van die waarheid af. Hulle het gekies om eerder hulself te regverdig deur verskonings as om verantwoordbaar te wees. Wees 'n slag bietjie verantwoordbaar. Hou op om te sê, die mense sê jy is nie so hot vrou nie. Sê bietjie, ek voel so, my vrou. En dan help jy jou vrou reg. Sê bietjie, hoor jy my man? Nie die mense sê nie, ek voel. Wees verantwoordbaar. Hou op wegkruip tussen die res van die bome in die tuin. Al hoe ons oortuig kan word, sy manier is beter as ons manier, is deur tyd en sy teenwoordigheid. Gekleed te wees met hom, is daar geen ruimte vir enigiets anders as hom nie. My laaste skrifgedeelte, dan gaan ek bid, van die Here vertrou. Maar my laaste skrifgedeelte vind ons in Romeine 13. Dit vat eintlik alles saam. Vers 14. Wow. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus. Maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Game, set, match. Maak geen voorsorg vir die vlees nie. Ek praat gereeld, dan hoor ek, hierdie ou sê wat hy voel, maar dit het niks met die Bybel uit te wou nie. Weet jy, kom byt ek my hand. Want as ek kan uitstap, en vra die Here vir my, wat het jy vandag toegelaat? Sê ek, Here, 'n slang. Hoeveel sulke gesprekke is ons van deel? Kom aan, ons baie rede om mense negatief te maak oor Suid-Afrika nou. Maar as 'n gebied vir my en jou afgebaken, binne daai grense is God koning. Ons kyk in die slang vas. Terwyl ons oor hom moet heers. Kom ons sluit ons oë.